Ons lees vanmôre saam uit Markus uit, Evangelie van Markus. Ons gaan lees Markus 8 vers 27 en dan gaan ons lees tot by Markus 9 vers 1. Markus 8 vers 27 tot by 9 vers 1. En die tema van vanoggend se woordverkondiging is dan spesiaal vir ons jong mense, maar natuurlik ook vir elke persoon wat op 'n stadium belydenis van geloof in hulle lewe afgelê het. Wat beteken jou ja? Wat beteken jou ja? Voordat ons saam lees, kom ons bid eers saam. Vader, as die woord van die Here voor ons nou oop is, wil ons vra dat U deur U Heilige Gees ons denke nou in besit sal neem. Here, dat ons gedagtes nie nou afgelei sal word deur die dinge daar buite nie. Dat ons gedagtes nie afgelei sal word deur ons bekommernisse en vrese wat ons het oor die toekoms nie. Maar Vader, dat ons sal fokus om te hoor wat U deur hierdie gedeelte tot elkeen van U kinders vanmôre wil kom spreek. Ja, Here, ons is hier met 'n verwagting. En die verwagting, Vader, word nie aan mense gestel nie, maar op U. Daarna het Jesus en sy disippels na die dorpies naby Caesarea Philippi gegaan. Langs die pad het hy vir die disippels gevra, wie sê die mense is ek? Hulle antwoord hom, Johannes die Doper, party sê weer Elia en party een van die profete. Maar julle, vra hulle, wie sê julle is ek? Petrus antwoord hom, U is die Christus. Toe belet hy hulle om dit vir iemand anders te vertel. Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp moet word en doodgemaak moet word en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor gepraat, reguit. Toe het Petrus hom op sy geneem en hom begin berispe. Hy het egter omgedraai na sy disippels gekyk en vir Petrus berispe. Moenie aan my pad staan nie, Satan, het hy gesê, want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg, want wie sy lewe verloor vir homself wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe vir my en die evangelie verloor, sal dit. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy ook saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Verder het hy vir hulle gesê, dit verseker ek julle, daar is party van die wat hier staan, wat beslis nie sal sterwe voordat hulle gesien het, dat die koninkryk van God met krag gekom het nie. Ons lees dan vanmôre net tot sover. My broers en susters en liewe jong mense, ek was nou op skool regtig nou nie die skerpste wiskunde student gewees nie. Dis 'n vak waarmee ek ook nogal so bietjie gesukkel het. Maar een ding het ek baie vinnig op my skoolloopbaan geleer. En dit was gewees dat 'n mens wiskunde moet verstaan. En dat 'n mens wiskunde nie uit jou kop uit moet probeer leer nie. Want jy sien, ek het baie lank gevat om dit te besef. Want ek het op 'n dag gedink dat ek 'n wiskunde som uit my kop uit gaan leer. Soos wat hy in die handboek vir ons as 'n voorbeeld geskryf is. En toe leer ek om reël vir reël, en ek kon daai, as hulle my wakker maak in die aand, sou ek hom vir hulle kon opsê, van voor tot agter, tot by die antwoord. Maar die volgende dag in die eksamenvraestel, was daar 'n som gewees, soortgelyk, maar die syferwaarde was totaal anders gewees. Nou ja, soos wat julle kan dink, het ek 'n ronde 0 vir daardie som gekry. En daardie dag het ek besef, wiskunde is nie iets wat jy uit jou kop uit kan leer nie. Ja, en wiskunde is iets wat jy moet verstaan. Jy moet die berekeninge kan verstaan. Dan kan jy wiskunde doen. Nou wil ek vanmôre vir julle sê, my broers en susters, liewe jong mense, dat hierdie beginsel dat 'n mens wiskunde moet verstaan en nie uit jou kop uit moet leer nie, is nogal vir my asof dit wat ons in Markus 8 vers 27 tot 9 vers 1 gelees het, asof dit amper dieselfde waarde en dieselfde beginsel is wat geld. Dis amper asof Jesus in hierdie gedeelte kom
en dat Jesus vir hulle sê, maar weet julle is my disippels, julle ken my, maar julle verstaan nie wat dit beteken om my te ken. Ja, hulle ken die regte antwoord. As ek dit op julle van toepassing kan maak, dan wil ek sê, julle het vermoede die regte antwoord. Julle gaan voor 'n kansel kom staan, en julle gaan vermoede vir die Here kom sê, Here, ons weet U is die Christus. Ja, Here, ek glo in U. Met ander woorde, julle antwoord is heeltemal reg. Maar die vraag is, verstaan julle wat daai antwoord beteken? Verstaan julle wat is die implikasie van daardie antwoord wat julle vanoggend gaan gee? Maar kom ek verduidelik vir julle uit hierdie gedeelte wat ek daarmee bedoel. Ons lees in hierdie gedeelte Markus 8 dat Jesus en sy disippels is op pad na 'n groot stad toe. Die stad se naam was gewees Caesarea in Filippi. Nou dit was 'n baie bekende stad in die antieke tyd gewees. 'n Stad wat deur die Romeine regeer is. 'n Stad waar daar ook 'n Romeinse afgod met die naam van Pan was daar vir hom 'n baie groot tempel, 'n heiligdom gebou. Maar behalwe vir hom was daar ook baie ander Griekse afgode tempels gewees binne in daardie stad. Ons weet onder andere dat selfs ook in daardie stad, dat daar op 'n stadium ook vir Alexander, is daar vir hom ook 'n tempel opgerig waar hy as 'n god dan ook vereer is later in die geskiedenis. En terwyl Jesus en sy disippels almal op pad is en hulle loop deur die klein dorpies na hierdie groot en magtige stad wat omring is met al sy godsdienste en sy tempels en sy heiligdomme, kom die Here Jesus Christus en hy kom vra vir sy disippels, met ander woorde hulle wat nou deel van sy binnekring is, hulle wat saam met hom leef, saam met hom as te ware alles sien wat hy doen en hoor wat hy vir hulle sê. En dan vra Jesus vir hulle hierdie vraag, maar wie sê die mense is ek? Ja, ons gaan nou na 'n stad toe waar al hierdie verskillende tempels is, maar sê julle vir my, wie sê die mense is ek? Ek wat hier saam met julle is. Nou om hierop te antwoord was natuurlik nou nie baie moeilik geweest nie. Want ek glo op daardie stadium, my broer en suster, het mense al redelik gegons oor Jesus Christus. Want dit het reeds bekend geword van hierdie timmerman seun wat besig was om die kerkleiers aan te vat, van hierdie timmerman seun wat besig was om groot wonders te doen, mense gesond te maak, sy eerste wonder om water in wyn te verander, en so kan ons maar een na die ander noem. Met ander woorde, die mensdom, die gemeenskappe het gegons oor hierdie Jesus Christus. En daarom wat Jesus vir hulle kom vra is, vertel my gou bietjie, wat sê die mense? Wie sê die mense is hierdie Jesus? Dan kom hulle dan antwoord hulle, dan sê hulle, Jesus, daar is sommige mense wat sê, U is Johannes die Doper. Nou my broers en susters, moet mooi hoor wat hulle sê, want op hierdie stadium was die Johannes die Doper reeds deur Herodes doodgemaak. Ja, hy is onthoof. En daarom was daar lees ons in Markus 6, was daar 'n groep mense wat na Herodes toe gekom en gesê het, hoor hierso, hierdie man wat jy laat onthoof het uit die dood uit opgestaan. En hy is besig om rond te loop en groot wonders te doen. So met ander woorde, die mense het begin wonder, maar hierdie Jesus, is hy dalk Johannes die Doper? Is hy dalk die een wat hierdie groot wonders doen? Ander het weer gekom en gesê, nee, hierdie Jesus is Elia. Met ander woorde, hy is die profeet van die Ou Testament wat weer lewend geword het en hy is hier om 'n boodskap te bring. Ander het weer gesê, nee, hierdie Jesus is bloot maar net 'n profeet. Maar die lank en die kort is die gemeenskap, die mense het besef dat hierdie Jesus moes tog iets spesiaals gewees het. Hy moes tog iets van God gewees het wat God teruggestuur het, want anders sou ons nie kon verklaar hoekom doen hy hierdie groot goed nie. So die mensdom almal is eens, hierdie Jesus is baie spesiaal. Hierdie Jesus is of Johannes die Doper, of Elia, of 'n profeet, of iemand wat deur God gestuur is om groot en wonderlike dinge te kom doen. Natuurlik die kerkleiers, die fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle sou dalk 'n ander opinie gehad het. Hulle sou gesê het, nee, hierdie Jesus is die vyand van die kerk. Hulle sou gesê het, hierdie Jesus is die een wat ons tradisies en besig is om ons geloof, die ou Joodse geloof, te bedreig. En daarom het hulle weer 'n ander opinie oor Jesus gehad. So vra Jesus vir hulle, goed, maar wie sê julle dan, as dit is wat die mense sê, wie sê julle dan, is ek? Met ander woorde, vergeet nou die mense, vergeet nou die gemeenskap, vergeet die kerkleiers. Kom antwoord julle, hierdie 12, my binnekring,
Kom antwoord julle vir my en sê julle dan vir my, wie dink julle is ek? My broers en susters, ewe skielik raak dit so 'n bietjie moeilik. Want ewe skielik besef hier die 12 disippels, maar hulle moet nou 'n standpunt inneem teenoor Jesus. Want jy sien, 'n mens kan nie neutraal staan teenoor Jesus nie. As ek dit eenvoudig kan sê, as jy of vir Jesus of teen Jesus. En daarom kom Jesus en hy sê vir hulle, maar goed, sê julle dan nou vir my, wie is ek? En daarom is daar eers, lees ons so 'n stukkie stilte, en dan kom Petrus daarom tot hulle redding, en Petrus kom sê vir hulle, wie is Jesus? Petrus sê, Jesus, u is die Christus. Kan ek vanmôre vir julle as klomp jong mense wat hier voor my sit, vra, wie sou julle gesê het, is Jesus? Sou julle dalk ook vanmôre, soos Petrus gesê het, Jesus, u is die Christus. My pa het my dit vertel, my ma het my dit vertel, die dominee het dit vir my vertel in ons klas, en ons hoor dit Sondag, en daarom is die antwoord, Jesus is die Christus. Ja, Petrus, kom tot hulle redding. En eintlik is Petrus se antwoord heeltemal reg. Jesus is die Christus. Maar tog terselfdertyd kom die Here Jesus Christus, en dan sê Jesus vir hom, Petrus, julle antwoord is dalk reg, maar julle verstaan nie. Want ons lees in hierdie gedeelte dat die Here kom en die Here kom skep vir hulle 'n totaal ander prentjie oor wat hulle gedink het Jesus Christus is. Want Petrus en die disippels, en my broer en suster, ek dink baie keer ook ons as gelowiges, ons verstaan nie wat is die betekenis daarvan as ons sê Jesus is die Christus nie. Ons verstaan nie wat is die implikasie daarvan as jy opstaan en bely en sê Jesus is die Christus nie. Want ewe skielik, my broer en suster, is dit nie meer ander mense se opinie nie, maar dis wat jy nou sê, dis wat jy nou glo. En dit wat jy sê en dit wat jy glo, het 'n implikasie in die lewe. Nou Petrus het totaal en al verkeerde beeld gehad van die Messias. Jy sien my broer en suster, jong mense, Petrus het 'n idee gehad, soos baie van die Jode, van hoe hierdie Messias moes gelyk het. Ja, met alle respek, en ek het daar op die skerm 'n mooi dapper soldaat opgesit, want dit was die beeld gewees wat die Jode van daardie tyd, en ook Petrus hulle, gehad het oor wie die Messias moes gewees het. Hulle het gesien dat dit is hierdie sterk, magtige soldaat, wat as te ware Israel bymekaar gaan kry, en uit 'n militêre oogpunt uit, weer beheer sou gekry het, vrygemaak van die Romeinse mag, vrygemaak en die Israelse eer en Israelse mag, weer sou kom herstel het. So Petrus was reg. Jesus is die Messias. Maar Jesus kom en Jesus sê vir hom, Petrus, jou antwoord is reg, maar jy verstaan nie. Want jy sien, ek is nie die Messias wat jy dink ek is nie. Ek is nie die Messias wat op 'n oorlogsperd gaan kom en gaan kom oorlog maak en die oorwinning gaan gee nie. Nee, ek is 'n Messias, maar ek is 'n Messias in 'n ander lig. Dan kom die Here Jesus Christus, dan kom skep hy vir hulle, met alle respek, 'n donker prentjie van hoe lyk hierdie Messias. Hoor mooi wat sê in vers 31 tot 32, hy sê, Jesus het hulle toe begin leer dat die Seun van die mens baie moet ly, dat hy deur die familiehoofde en die priesterhoofde en die skrifgeleerdes verwerp word en doodgemaak moet word, en 3 dae later moet opstaan. Hy het met hulle hieroor reguit gepraat. Broers en susters, jong mense, Petrus en die disippels was nie baie opgewonde oor hierdie bekendmaking. Want hulle het verwag, hier kom 'n militêre leier, 'n held wat hierdie era van Israel kom herstel. En nou kom die Here Jesus en hy sê, nee, ek is die Messias, jou antwoord is reg. Maar ek is die Messias wat gaan sterf aan 'n kruis. Dan hoor dit daardie kruis wat bekend staan as 'n vervloekte. Ek is die een wat daar aan die kruis gaan sterf. Ek gaan 'n vervloekte wees. En dan lees ons so mooi van ou Petrus, dat Petrus kom en hy vat die Here Jesus Christus eenkant. En as hy hom eenkant van, dan sê hy vir hom, Jesus, sommer net in Boer-Afrikaans, hy sê, Jesus, 'n mens praat nie so nie. Ja, as die Messias, moenie sulke goed sê nie, want dit is nie hoe ons dink dit moet wees nie. En daarom moet u dit liewers nie sê nie, bly liewer stil. Wat doen Jesus? Dan spreek Jesus hom aan. Dan sê Jesus vir hom, maar hy moenie in sy pad staan nie. En Jesus spreek hom baie hard aan. Jesus sê vir hom, Satan, moenie in my pad staan. Want dit wat jy wil en dit wat God wil, is nie dieselfde. En daarom staan eerder een kant dat ek eerder kan voortgaan om God se wil te doen.
as om eerder aan jou en jou wil en jou denke dan toe te gee. Liewe jong mense, dit bring my by julle vandag. My vraag vanmôre aan julle is, as julle vanmôre gaan sê, ja, is my vraag, verstaan julle wat beteken dit om ja te sê? Want jy weet, ek is eerlik met julle, ek dink dat baie mense sê ja op grond van bepaalde byvoordele. En ja, ons het dit ook gehoor al afgelope jaar, dat daar ook was wat gesê het, nee, dan sal ek eendag darm my kinders kan doop, want ek is mos 'n belydende lid. Ander wat sê, nee, dan sal ek darm nou uiteindelik kan nagmaal gebruik, want ek wag nou al vir 11 jaar om nagmaal te gebruik, en darm sal ek nou kan nagmaal gebruik. Baie van julle sal ook dink, nee, maar dan kan ek darm trou in die kerk, want ek is immers 'n belydende lidmaat, en ek sal darm uit die kerk uit begrawe kan word. Vir baie is dit bloot 'n tradisie. Kom ons sê nou maar ja, want ons is deel van die worstopper effek, almal van ons gaan daarin, en aan die ander kant kom almal van ons uit, en ons lyk dieselfde, en ons almal sê maar net eenvoudig ja. Vanmôre wil ek vir julle 'n klomp jong mense kom sê, as dit jou denke is, dan is die Here vir jou niks anders as maar net 'n seremoniemeester. Dan is die Here die een wat vir jou van hierdie spesiale geleenthede voorstaan en jou as te ware vermaak. My broer en suster, kom ons wees eerlik. Ons wat dalk nou al vir 'n lang tyd belydende lidmate is van 'n kerk. Hoeveel van ons is dit wat die Here Jesus Christus eintlik is? Hoeveel van ons was dit eintlik ook maar gewees die dag toe ons gesê het ja, was dit om die byvoordele? Sodat die Here vir my en vir jou niks anders as maar bloot 'n seremoniemeester is nie. Daarom in hierdie gedeelte moet ons mooi gaan kyk wat doen Jesus. Nadat Jesus vir hulle gesê het, julle antwoord is reg, maar julle verstaan verkeerd. Ek gaan nou sterwe, vir 3 dae gaan ek in 'n graf wees, dan gaan ek opstaan. Dan kom Jesus net daarna, dan sê Jesus, maar weet jy wat, as jy nog steeds sê ja, as jy nog steeds sê, ek is die Christus, hoor bietjie wat se implikasies gaan jou belydenis in jou lewe hê. Kom ek lees vir julle Markus 9 vers 34. Jesus het toe die menigte mense saam met sy disippels nader geroep en vir hulle gesê, as iemand agter my wil aankom, agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Broer en suster, as jy vanmôre opstaan en jy sê ja, en jy sê ek bely dat Jesus die Christus is, dan kom die Here na jou toe en sê op grond van jou belydenis, vra ek dat jy sal opstaan en dat jy jou kruis wat jy moet dra sal optel en dat jy my sal volg. Hoekom? Want Jesus het vir my en vir jou die voorbeeld kom stel om die kruis op te tel en te volg. En nou vra die Here dat ek en jy bereid sal wees om presies dieselfde te doen. Wat beteken dit prakties? Die jong mense, dit beteken prakties dat jou ja beteken daar's 'n prys wat jy gaan moet betaal. Wat is daai prys? Daai prys beteken dat jy jou lewe op die spel sal sit. Ja, hierdie lewe van jong mense en kanse vat en al hierdie lekker dinge in die wêreld en al die beroemdheid en die materialisme en so kan ons maar dit noem, dat die Here na jou toe kom en vir jou sê, liewe jong mens, as jy vandag ja sê, dan is jy bereid om dit alles op te offer. Dan is jy bereid om jou lewe te vat en jou lewe en die wêreld te verloon omdat jy ja sê vir die Here. Dit beteken dat jy in die eerste plek sal sê, Here, maar wat is u wil vir my lewe? Nie Here, wat is my idee oor my toekoms? Nie Here, wat is my idee oor my liefdeslewe en my verhoudingslewe nie? Vir die Here sal sê, Here, wat is u wil? Wat is die pad wat u wil hê ek moet stap? Want Here, ek het vandag myself kom prys gee. Om vandag te sê, Here, u wil. In Matteus 6 kom die Here Jesus Christus, dan leer hy ons hierdie belangrike ding oor prioriteite. Dan sê hy, nee, beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal hy julle ook al hierdie dinge sal hy vir julle gee. Jou ja beteken, jy sê ja vir die Here en jy sê nee vir die wêreld. Liewe jong mense, jou antwoord vandag het 'n geweldige implikasie. Want dit beteken dat jy dalk op hierdie stadium 'n baie gewilde persoon is, sosiaal gewys.
Maar omdat jy 'n harde ja vir die Here het, beteken dit dat jy dalk nie meer so gewild in die sosiale kringe gaan wees nie. Want jou verhouding met die Here het 'n invloed in die manier ook hoe jy jou sosiale lewe geniet. Nêrens staan daar dat jy nie 'n sosiale lewe mag hê nie. Maar omdat jy jou eie lewe op die spel gesit het en die prys betaal het, beteken dit dat jy op 'n ander manier dieselfde sosiale lewe gaan leef. Maar daar's ander reëls. Daai reëls word bepaal deur jou verhouding wat jy met die Here Jesus Christus het. En daarom gaan jy dalk jou gewildheid begin opoffer. Ja, miskien eendag in jou werkskring gaan jy jou bevordering moet opoffer. Aan die ander woorde, jou verhouding met die Here, om vir hom ja te sê, gaan in jou lewe 'n prys hê wat jy moet betaal. Maar weet julle wat is die goeie nuus? Die goeie nuus vanmôre is, ek dink dis nie te werk. Ek het groot geword in 'n huis wat my pa my 'n waardevolle ding geleer het. Ek het dit nooit verstaan nie. Maar vandag as 'n volwassene verstaan ek baie goed wat hy vir my geleer het. Hy het altyd vir my gesê, goedkoop koop, is duur koop. En dit is waar. En weet julle, dit is ook waar ten opsigte van ons geestelike lewe. Want hierdie wêreld se pret en plesier, liewe jong mense, dis goedkoop koop. Want dit vra van jou niks. Daar's nie 'n prys wat jy moet betaal nie. Nee, jy kry alles en dis wonderlik, is lekker. Maar weet julle wat, dis 'n duur koop. Want as jy vir die wêreld ja sê, sê vir God nee. En as jy vir God nee sê, dan verruil jy die tydelike, materialisme en die pret en plesier van hierdie wêreld, verruil jy vir 'n ewige lewe. Daarom sê ek goedkoop koop, is duur koop. Wees eerder bereid om die dierprys te betaal en so 'n paar opofferings in jou lewe te maak, jou kruis op te tel en Jesus te volg, sodat jy die groot prys, die ewige lewe, eendag kan kry. Ek wil vir julle weer vers 35 tot 38 lees. Jesus is in die woord, hy sê wie sy lewe vir homself wil behou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe vir my in die evangelie verloor, sal dit behou. Wat help dit 'n mens tog om die hele wêreld as 'n wins te verkry en sy lewe te verloor? Wat sal 'n mens kan gee in ruil vir sy lewe? Wie hom dan vir my en my woorde skaam te midde van hierdie ontroue en sondige geslag? Vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom saam met die heilige engele en bekleed is met dieselfde heerlikheid as sy Vader. Die jong mense, hoor jy vanmôre wat vra die Here van jou? Die Here vra vanmôre vir jou, wie sê jy is ek? En as jy vanmôre kom sê, Here, U is die Christus, vra die Here vanmôre, maar sit jou lewe op die spel. Wees bereid om daai prys te betaal. Paulus sluit hierby aan, in Filippense 3, vers 7 tot 9, sê hy, maar wat eers vir my 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Ja, nog meer, ek beskou alles as waardeloos, want om Christus Jesus, my Here te ken, oortref alles in waarde. Ter wille van hom het ek alles prys gegee, en beskou ek dit as verwerplik, sodat ek Christus as die enigste bate kan verkry, en een met hom kan wees, vrygespreek, nie omdat ek die wet onderhou nie, maar omdat ek in Christus glo. Dit is die vryspraak wat God gee, omdat 'n mens in hom glo. Is jy bereid om soos Paulus vandag te sê, ja, ek is bereid om alles in my lewe op te offer, en te lewe vir die Here Jesus Christus. Want liewe jong mense, nie meer sluit ek vanmôre my preek af. Van al die antwoorde wat jy nog in jou lewe gaan gee, is vanmôre sekerlik een van die belangrikste antwoorde. Maar dan is dit baie belangrik, dan moet jy verstaan, wat antwoord jy. Want jou antwoord bestaan uit veel meer as net 2 lettertjies. Jou antwoord ja, beteken ongelooflik baie. Dit beteken, ek sê vanmôre vir die Here, Here, hier is my lewe. Ek sê dit in U hand, tel my kruis op, en ek sal U volg. Wat ook al die prys is wat ek moet betaal. Here, ek is bereid om daai pad te stap. Kan ek vanmôre vir U vra as volwassenes, wat reeds belydenende lidmate is, het jy getrou gebly aan jou ja?
Jy jou kruis opgetel en die Here Jesus Christus gevolg? Of is die Here Jesus Christus dalk ook in my en jou geval, maar net ook 'n seremoniemeester? Een wat ons nader roep as ons kinders gedoop moet word, wanneer ons kinders belydenis moet aflê, wanneer ons kinders moet trou en wanneer daar begrafnisse is. Wat doen ek en jy met die Here en met ons ja in die lewe? Die jong mense onthou, vervolging, lyding, is 'n moontlikheid op hierdie pad. So gaan bereken daai som. As jy bereid is om daai som se prys te betaal, wil ek jou uitnooi om vanmôre te kom sê ja. Maar as jy twyfel, en ek lees vanmôre jou naam, moenie vorentoe kom nie. As jy nie daai prys kan betaal nie, want onthou, ons lees dit staan so mooi in Prediker 5. Moenie te gou na die huis van die Here toe gaan en 'n belofte in die naam van die Here maak nie. Dan motiveer hy dit. Hy sê, want die Here is in die hemel, jy is op die aarde. Met ander woorde, God is God en jy is 'n mens. Daarom kan jy nie in sy naam kom en 'n belofte maak, nie getrou wees aan daai belofte wat jy moet maak. Kom ek lees Markus 8:2 vir julle en ek lees dit uit die boodskap. As iemand my volgeling wil wees, moet hy sy hele lewe vir my gee. Ek sal met niks minder tevrede wees nie. Om my te volg is nie altyd maklik nie. Dit is soos om jou eie kruis na jou dood toe te moet dra, as ek dit van jou vra. Dit is soos om jou eie doodsvonnis te teken. As jy net vir jouself wil lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig verloor. As jy egter bereid is om alles wat ek vra vir my te gee, is dit alles ook jou lewe. Al is dit ook jou lewe, sal jy uiteindelik jou lewe vir ewig behou. Jy moet die keuse doen. Vanmôre gee ons vir julle 'n geleentheid om daai keuse te doen. Amen.